my onlangs verskriklik nuuskierig gemaak oor die woord consecrate. Ek het nie geweet wat dit beteken nie, En toe het ek bietjie gaan delf en ek was absoluut verbaas om uit te vind hoe dit gebeur en waar dit vandaan kom. Toe dink ek, wag, miskien is daar iemand daar buite wat dalk ook nie weet wat consecrate beteken nie, vir wie dit dalk van waarde kan wees, Die woord consecrate klink verskriklik baie soos concrete, sement, concrete. Nou kyk, as 'n ding concrete is en is in sement, dan is dit redelik solid. Ek bedoel, as daar nou 'n storm opkom en daar's 'n riethuisie en 'n houthuisie en daar's 'n sementhuis, dan gaan jy gaan die sementhuis kies, En ek wou weet, waar pas die woord in die Bybel? Want oral in die Bybel staan, consecrate yourself. Consecrate yourself. Hoe maak jy jouself dat jy so sement is? Hoe raak jy so hard en so solid dat jy geconsecrate is, Toe begin ek 2 en 2 by mekaar sit. Kyk, almal van ons soek olie by God. Ons wil gesalf wees. Ons wil wees soos die manne in die Bybel, soos Josef, Moses, David. Die woord sê, God was met hulle. So hulle was suksesvol oral waar hulle gegaan het. God was met hulle, so hulle was suksesvol alles wat hulle gedoen het. Daai manne het hulle self geconsecrate. Nou gaan ek jou probeer verduidelik, soos wat ek dit verstaan, want as ek iets probeer verstaan, moet jy dit aan my verduidelik asof ek 5 is. Jy moet dit baie fynpoortjies verduidelik. As jy, kom ons sê, is dit ingeboude kaste vir 'n beroep. Nou elke keer as jy DIY of Cashbuild of Home Depot toe gaan, elke keer as jy daar kom, dan begin die mense naderhand onthou. Jy kom al hoe meer dan. Naderhand weet hulle waar werk jy, hulle weet waar onthou jy. Soos jy instap, dan vooral hoor jy kom jy nog van my spykers van bulbs wat jy gister gevat het. Hulle weet sommer al wat jy doen. Jy weet, hulle stel klag wat jy mekaar kom, begin mekaar nou weer toe. Lettertyd naderhand begin jy afsprake op van hierdie goed wat jy koop. So jy raak echt belangrik. Die woord doen dit, set apart. Jy is bietjie in 'n ander klas. Die eienaar ken die kliënt. Hulle weet wat mekaar se behoeftes en hulle raak op die first blik uit. Net so werk dit. Elke keer as jy teruggaan na hom toe en jy sê, Jesus, ek is nou swak. Ek het 'n fout gemaak. Liewer, ek het nou net weer gevloek soos 'n matroos. Elke keer wat jy na hom toe gaan en jy vra sy hulp, hoe meer jy na hom toe gaan, hoe meer begin hy jou ken. Naderhand is dit hierdie soos 'n first name basis. Jy kom daar en hy weet al wat gaan jy nodig hê, want jy was vanoggend hierso gewees. So hy wil jou help. Hoe meer jy daar kom, hoe meer wil hy jou help. So jy is set apart. Maar die jackpot kom daar dat elke keer as jy daar kom en jy sê, ek het gedink ek weet nie. Ek het gedink ek weet, maar ek weet nie. Ek is jammer. Die weer, wat moet ek doen hierso? Elke keer wat jy na hom toe gaan om dankie te sê of om iets te praat of iets te confess, dan gooi hy 'n bietjie olie op jou kop. Dan salf hy jou 'n bietjie. Maar as jy herhaaldelike kere na hom toe gaan en hierdie olie begin nou al so baie raak op jou kop dat dit nader so van jou begin afdruk, nee?
Dit is wat jy noem salwing. Hoe meer die olie raak, hoe meer set apart is jy. Hoe meer suksesvol raak jy in alles wat jy doen. Naderhand is God oral saam met jou. Naderhand is jy soos hierdie manne in die Bybel wat sê, ek gaan nêrens as u nie gaan nie. En die woord sê, God was met hulle, en hulle was oral oor die land bekend, en hulle was suksesvol in alles wat hulle gedoen het. Hoekom? Want hulle is gesalf, hulle is anointed. Hulle is anointed, hulle is gesalf. Hoe kry 'n mens meer van hierdie olie? Want jy wil hê, alles in jou lewe moet gesalf word. Want waar die Here is, loop dinge reg. Waar die Here is, val goed in plek. Dit is 'n avontuur as jy gesalf is. Maar hoe kry jy meer van hierdie olie? Jy wees soos Dawid. Ou Dawid. Ou Dawid. Ou Dawid het so vinnig van emosies verander. Die een oomblik het hy gesê, die lewe is riet, en die volgende oomblik is hy, my lewe is 'n gemors. Here, kyk na my hart, dinge loop nou alweer nie. Hy was so emosioneel, hy was op en af, hy het gelyk soos iemand met verskillende persoonlikhede, maar hy was nie 'n man wat bang was om vir God te sê, ek het iets verkeerd gedoen nie. Hy was glad nie bang nie. Hy was vinnig om te erken, hy was verkeerd. Hy was oop vir ander om vir hom te sê, wat kan hy beter doen? Jy kry mense wat jy kan hulle glad nie reghelp nie. Die oomblik as jy hulle reghelp, is hulle op hul agtervoete. Hey, hoe wil jy beter raak? As jy net volg dit wat in jou kop is. Ons het daai room nodig van ander se melk, om ons tenke te kom volmaak, om ons beter te maak. Hoe vinniger jy kan sê, yes, dit was nou nie reg nie, dit was nie mooi nie. Hoe vinniger kan jy by God uitkom dat hy jou kan salf. Iets wat die meeste mense nie verstaan nie is, as jy in hierdie wêreld klein kan raak, kan jy in die gees groot voor God raak. In die wêreld, you become small before God. But when you can do that, your God can become big in you. Hoe meer jy surrender aan hierdie kant, hoe meer staan jy op in die gees aan hierdie kant. En die dag as jy dit snap, gee jy glad nie meer om as iemand jou reg help nie. Jy gee glad nie meer om klein te word. Aan die begin word jy soms verneder, net om jou te kom net 'n bietjie afgrond toe. Jy sien, raak net 'n bietjie nederig. Want hoe meer jy kan afkom hier, hoe meer tel God jou op hier. Ek weet nie van jou nie, maar ek soek olie. Ek wil oral waar ek gaan, wil ek mense in plekke en situasies wil ek beter los as wat ek het gekry het. Ek kry dit nie altyd reg nie. Ek doen nie. Maar dis die mikpunt, dis die begeerte. Jesaja 58 sê, hy wat jou gered het, is by jou en sy magtige teenwoordigheid sal jou agtervolg. Jy, ek wil nêrens gaan as God nie saam met my gaan nie. Ek wil jy moet vooruit gaan, maak nie saak waar ek gaan nie, moet hy situasie vir my gaan voorberei, laat as ek daar kom, dat dinge maklik gebeur. En as ek daar weggaan, moet my spore nog daar lê, van die olie wat teen my kop afgeloop het van my lyf af, en gedrup het op die grond. My spore moet nog daar lê.
So dis die woord van die dag, consecrate. Dis 'n groot woord. Ja, maar maak 'n deel van jou bucketlist. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek.